We're no stranger to the rain. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see angels' faces when they hear your sweet voice sing. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to heaven and shout love for the Father and the Son. Go rest high on that mountain. 'Cause son, your work on earth is done. Go to heaven and shout love for the Father and the Son. Go to heaven and shout love for the Father and the Son. Oké vriende, goeiemiddag. My naam is Pierre Miller. So 'n paar gesigte wat bekend lyk, ek het so 'n tydjie terug op Amanda as 'n troue gesien het. Susan was ook nog daar. Ek sit vanoggend nou met 'n bietjie preek uitwerk. Dan dink ek, ek het nie eens vir Amanda gevra hoe oud Amma was nie. Nou het ek in my kop met Tannie Susan. My goodness, toe ek nou hier kom, toe hoor ek maar sy is maar 8 jaar ouer as ek. So ek begin nou al te worry, jy weet, ek is nou al op 'n stadium wat ek eintlik meer so Rosa 45 moet begin drink, want 'n ouer by die dag, man, en die mense kom met hier agter die. Baie welkom aan almal van julle en dankie dat julle die dag hier saam met die familie is. Dis my so groot voorreg, Amanda, julle in die familie, en ek praat met so Conrad Senior, Bianca, Amanda, Lionel, Jason, julle familie, almal van julle vriende. Dis 'n voorreg, dankie dat jy my gevra het, en regtig wat ek waardeer dit, dis my kosbare oomblik hierdie. Ons maak goed die woord toe. Vader God, dis altyd so moeilik om by 'n plek soos hierdie te staan en vir mense moed in te praat en vir mense positiwiteit te gee, en Here, en dit is terwyl hy ouma self met vrae worstel en wonder wat volgende en hoekom en waarom, en ons is maar mens, Here. Die enigste een wat vandag vir elke persoon wat hier sit kan vertroos
en 'n bemoedigende woord gee is U. En daarom vra ons vir U, kom sluit aan by ons. Here, troos elke persoon wat hier sit, ontmoet elke persoon op die plek waar hy of sy is, daar waar die seer is, daar waar die vrae is, daar waar die onsekerheid is. Kom ontmoet ons. Ontvou vir ons toe in U liefde, in U omgee, en net daai ongelooflike hemelse vrede wat net van U af kan kom. Ons dank U vir die voorreg, ons dank U dat ons vandag die lewe kan vier van hierdie kosbare vrou. En ons dank U ook dat U nou in die woord gaan kom, want ek is maar net 'n instrument. Dankie Vader daarvoor. Ons verwelkom vir U as U Here gas in Jesus naam. Amen. So voor ek die skrifgeleer deelte doen, dis my baie interessant. Ek gaan soek op die internet, ek kyk gou wat die woord Susan beteken. Die naam Susan. Jy weet wat dit beteken, man. Susan beteken lily of rose. So dit beteken. En dit beteken ook purity, beauty and innocence. Dis wat die naam Susan beteken. Dit is interessant om altyd die name te kry. Spreuke 31, daarvan vers 10 af. 'n Knap vrou is baie meer werd as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit op nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wind goed is, haar lamp bly heel nag brand. Sy werk in die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes en sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit, sy lewe gordels in die handelaars. Alles in haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Daar's baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, luister mooi, as sy die Here dien, dan is sy werd om geprys te word. Geef vir haar wat haar toekom, vir alles wat sy doen, laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Ek dink as ek net daar stop, dan het ek so pas vir Susan vir almal opgesom. Maar dis presies die mens wat sy was. Presies die mens wat sy was. Ek kry baie vrae oor die dood. Peer, hoekom sterf mense? Peer, hoekom so jong ouderdom? Jy weet, ek kan nie daai vrae beantwoord om eerlike waarheid vir jou te sê, en daar sekere vrae wat ek nie eens gaan probeer om te beantwoord nie. Die enigste ding wat ek vir jou vandag kan verseker, is dat een van die dae gaan daar 'n pamfletjie soos hierdie wees met jou geboortedatum op, met jou sterwingsdatum. Dit kan ek vir jou verseker. Verder kan ek vir jou niks in die lewe beloof nie. Maar weet jy wat? God sê tog in sy woord dat ons lewe nie vir altyd nie. Tensy jou naam Elia of Henog is, dan gaan jy so direk as jy dood nie. Maar hoekom is mense bang vir die dood? Moontlik is dit omdat dit is 'n grys gebied. Ons weet nie eintlik wat agter die skerms aangaan nie. En tot dit is die Bybel nie duister oor nie. Die Bybel is eintlik baie oop daaroor. Die enigste persoon wat vir ons kan eintlik vertel wat na die dood aangaan, is Jesus, want hy het die dood opgestaan. En weet jy dat daar in die Bybel staan, as jy miskien met vrees sit in 'n plek soos die, jy kyk na 'n kus en hierdie is realiteit, dis ongelukkige realiteit, dan is dit geneig om vrees by jou aan te wakker. Maar dat is my vraag, hoekom sê die Bybel 365 keer moenie vrees nie? Een van elke dag. Moenie vrees nie. En dis eintlik wat God vandag vir jou wil sê. Hoekom vrees jy? As jy my ken, as jy God ken, as jy vir Jesus ken, dat jy geen vrees jy ouens. Hoekom jy in die hemel? Daai hoor ek ook baie. As jy gewoonlik vir hulle, hoor jy wel dan, die feit dat jy nog vra.
Want ander mense worry nie. Hoe kom jy in die hemel? Jy kom nie in die hemel deur 'n klomp wette na te kom nie. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Die 10 gebooie, mense is so geneig om die 10 gebooie te vat en sê die 10 gebooie, as ons moet dit nakom en na, wel, as ek jammer, dan gaan ek die hemel toe as ek die 10 gebooie moet nakom nie, want ek verbreek hulle elke dag. En by the way, daar is nie net 10 wette nie, daar is 613. Jy moet almal nakom, of jy moet glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het. It's as easy as that. En dan vernuwe God vir jou. Hy maak jou 'n nuwe mens. Hy verander jou, hy los jou nie so nie. Jy sê man, ek was 'n alkoholist ouens. Luister, ek kom vir julle geleer drink het. Ek het in bands gespeel in die Here het my daar gaan uithaal. En ek het op 'n kol lang hare gehad, as jy nou my bleskeks het, my sê nie, praat nonsens, maar ek kon 'n ponytail op 'n kol gemaak het. Weet jy, hy het my verander van 'n klomp goed wat ek verslaaf aan was. Hier staan ek vandag op 'n preekstoel. Ek praat met mense, ek gee my getuienis vir mense. Ek sê vir mense, luister man, as ek kan jy ook. Hoe is dit so moeilik? Die 10 gebooie is daar om vir jou riglyne te gee. Dis maar al. Wat is verkeerd en wat is reg? Ek gaan mos nie, as ek nou in hierdie pad afry terug vanmiddag, en ek jaag 160 km/h, dan soek ek mos moeilikheid. Daar staan groot borde geskryf 80. Dis die riglyne. As ek op die N1 ry staan daar 120. Dis die riglyn. As jy oor dit gaan, dan oortree jy. Maar wie daai riglyne in hierdie oortredings en hier 'n fout maak, daar gaan op 'n dag tussen omtrent average van 40.000 gedagtes deur jou kop. En wie jy sê almal is edel, almal is mooi. Nee man. Ek het nou hier agter 'n vrou gery op pad hiernatoe, nou is ek haastig. Eerlikheid, nou kan ek voel hoe styg my bloeddruk. Want ek wil nou hier uitkom, want ek het nou vir haar gesê, dis 1 uur hier en sy is nou op 'n Sunday cruise, jy weet. En as alles vir Here vir my sê, Peer, waaroor gaan jy praat vandag? Why don't you practice what you preach? Dis die waarheid. Die dood, kom ek vertel gou vir julle so 'n bietjie wat die Bybel sê oor die dood. Psalm 90. Nou luister gou mooi, ons lewe maar 70 jaar. As ons baie sterk is 80. En dis vol swarter en leed. Nou sê hierdie persoon wat dit geskryf het, hierdie Psalm, dit was Moses gewees. Nou sê Moses hier by vers 12, leer ons daarso gebruik, laat ons wysheid bekom. So, wat moet ek en jy doen? Wat is wysheid? Hoekom sukkel mense so met wysheid? Kom ek gaan gou vir jou lees, daar is so 'n half definisie wat ek nou vanoggend gekry het, wat vir my mooi uiteensit. En wat ek geskryf waar ek neergeskryf het. Wysheid is die vermoë om te onderskei watter aksie op 'n bepaalde oomblik vereis moet word. Dis wat wysheid is. Wat moet ek doen op 'n sekere oomblik wat daai situasie regverdig? Wat moes ek in wysheid doen toe die vrou stadig voor my gery het? Moes ek gedink het wat ek van haar dink? Nee. Ek moes eintlik vir haar gesê het, seën jou suster, dankie dat jy so stadig ry, jy is vir my 'n voorbeeld, jy veroorsaak jou ongelukke nie. Maar nee, not moi. Jy weet, ek wil daar aan die ander kant uitkom. Menslik. So eintlik het ek sonde gepleeg toe ek 8 dae gery het, want ek het dit nie gesien nie. Tegnies gesproke. Was Susan perfek geweest? Nee. Is jy perfek? As hier 'n persoon sit wat vandag perfek is, wil ek jou graag vra om na die tyd net na vore te kom en in my Bybel te kom teken, jou handtekening. En dan wil ek 'n foto van my en jou hê, dan wil ek dit graag op Facebook sit as jy nie omgee nie. Want dan sal jy die enigste persoon in die lewe wees wat perfek is, want ek is nie. Ek was vanoggend by binnelandse sake. Ek gaan nie daar stop, dit sê genoeg. Niemand is perfek nie. Niemand. Susan is ook nie perfek nie. Maar wat is die vrug van Susan? Wat is die vrug van Susan? Ek gaan dit vir jou lees. So wat goed die uitgawe wat ek dink uitstaan van haar. Susan was 'n routine mens. Baie op routine ingestel. En dit is 'n goeie eienskap. Ek wens ek het meer leiding gehad. Sy was dissipline. Nou luister my 2 kinders, die jongste een
Ek dink ek het 2 stelle Tekkie-Tian plakkies op daai kind se agterends kon opgeslaan, want sy was 'n regte klein terroris. En dit het my seer gemaak, elke ou. Wie van julle, as jy jou kinders te kry seer? Ek het seer gekry, ek het nie van gehou nie. Maar daai klein terroris, my oudste dogter ook. En dis nie nou dat ek breek nie, ouens. Sy studeer nou eerste jaar vir 'n dokter. Op Dinsdae aande wanneer die ander studente uitgaan, dan gaan sy na die hospitaal toe, dan gaan bid hulle vir mense wat die volgende oggend vir operasies gaan. En sy lei mense na die Here toe. 19 jaar oud. Kan ek spog daaroor? Ja, ek kan. Hoekom? Ek het dit reg gelê. Ek het dit reg gelê. As ek na julle kyk, Amanda, Konrad, ek sien die nederigheid in julle en voor julle huwelik al. En ek dink ek het dit op die huweliksdag ook vir julle gesê as ek dit nie mis het nie. Jy het nog gestaan en gesels, Konrad, daar, ek weet nie of jy onthou nie, so 'n paar woorde het ons net met mekaar gedeel daar. Die vrug kan jy sien van Susan se werke. Met dissipline. Sy was 'n netjiese vrou, netjies op haarself. Sy was my baie gebalanseerde vrou. Gebalanseerd in sekere opsigte, of in alle opsigte moontlik, maar natuurlik niemand is perfek nie. Sy was 'n omgee mens. Sy het humor gehad. En sy het ook al humor eers met jou gedeel as sy jou ordentlik leer ken het. Sy was kinders was vir haar 'n groot ding. Kinders was vir haar baie spesiaal geweest. Julle was vir haar spesiaal, klein kinders. Sy was lief vir musiek. Sy was 'n regverdige persoon. Sy was 'n versorger. Sy was 'n omgee mens. En natuurlik was sy liefde geweest. Sy was liefde geweest. Maar wie wat het my uitgestaan van haar en Amanda, jy het vir my so mooi gesê, jy dink altyd as jy na aan jou ma dink, dan dink jy aan dienende Martha. Die groot eienskap van Susan, sy het gedien. En brother, jy kry dit nie meer in vandag se tyd nie. Almal wil oor mekaar hardloop, almal wil die beste wees. Jy kom vertel jy vir my nie. Ons het hierdie arrogante houding, almal plat skiet en doodmaak en oorlog en ek praat nou van grondvlak tot parlement. Almal. Trots is van Satan af. Weet julle hoekom is Satan uit die hemel uitgeskop? As gevolg van trots. Hy was die hoofengel, die hoofworshipper op die troon van God en toe wil hy net soos God wees. En wat sê God te hom? Gaan. Toe vat hy 1/3 van die engele saam. Trots. Jy hoor nie vandag die woord trots nie. Ek het 'n tyd terug, ek het verlede jaar nagraadse studies gedoen, toe moet ek 'n tesis skryf oor pride and arrogance and the effect it's got on the church and society. Groot lang woord, maar dit beteken maar net trots en arrogansie. Ek moes 45 boeke geraadpleeg het. 68.000 woorde. 45 boeke met die druk, die ouer die ding gedruk het, die uitgewer, ek moet dit hê, ek moet die datum wat dit uitgegee was, ek moet die skrywer gee, ek moet die bladsy sien, wys wat sy waar die inligting gekry het. So hulle maak doodseker dat jy die kort baie loop nie. Brackenfell biblioteek. Ek gee daar raai hoeveel boeke is daar oor trots en arrogansie. Sê ek eens, nie een nie. Ek gaan na wat is hierdie koenboeke? Jy kyk die Christen boekwinkel. Kyk ek eens, pride and arrogance, niks. Kan julle sien hoe word trots en arrogansie onder die radar gehou deur die vyand vandag? Van vir mense heeltyd vertel, jy moet die beste wees, jy is beter as daai een, sit daai een op 'n plek, doen dit, jy is maar, ag nee, jy kan daai doen, nee, wees die beste. En dan, ek het langs ouens se doodspelings gestaan, ouens, rugby spelers, groot baklei ouens, pelle van my, dan lê hulle daar, heeltemal, lekker niks doen nie, lê in 'n koma, dan dink jy aan hierdie realiteit. Is it all the worth a while to have pride? Wie is die ouens in hierdie lewe wat onthou word? Die trotse mense? Of die Susans? Dis die mense wat onthou word. Die nederige mense, want hulle raak so skaars, jy kry dit deesdae nie meer. En ek baklei altyd met die kappels, as ek vir hulle troue of voor die huweliksoperaring gee, sê ek, ouens, dien mekaar. Dis die grootste geheim in die lewe.
mekaar te dien. Dien. Ek het nou vir julle Susan se karakter gelees. Ek wil gou vir jou God se karakter lees. God is 'n routine. God is dissipline. God is netjies en God doen dinge op die regte manier. God is gebalanseerd. God is omgee. God is ook humor, al dink ons nie so nie. God is mal oor kinders. God is lief vir musiek. God is regverdig. God is 'n versorger. Hy is omgee. Hy is liefde. Maar God is ook dien. Die grootste voorbeeld wat ek en jy van dien kan kry in hierdie lewe, is toe Jesus Christus afgekom het aarde toe, en sy lewe kom gee het vir my en vir jou. En toe Jesus gesê, luister, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Ja, daai woorde. Ek wil julle gou 'n vraag vra. Hierdie is 'n moeilike vraag. Baie moeilike vraag. As jy weet jy gaan môre sterf, wat gaan jy vandag doen? Eina. So moeilike een. As jy weet jy gaan môre sterf, wat sal jy vandag doen? Elkeen van ons het 'n bucket list. Dis ek reg? Tiklist. Nou dit doen. Ek wil nog eendag 'n pizza in Italië gaan eet, en ek wil 'n hamburger in Amerika gaan eet, en ek wil nog op die blou trein ry, en Here weet alleen hoe ek dit in een dag gaan regkry, maar ek wil daai nog doen. Wat het Jesus gedoen die dag voor hy weet hy gaan sterf? Het ek jou vertel? Hy het sy disippels se voete gewas, en hy het Judas se voete ook gewas. Hy het gedien toe hy weet hy gaan sterf. Hy het tot die een gedien wat hom verraai het. Hy het tot die een gedien wat hom 3 keer gesê het, ek ken hom nie, vir Petrus. Wat Jesus gedoen het. Dis ons voorbeeld. Dis vir die Here vir jou sê. Nou al hierdie eienskappe wat Susan gehad het, het God ook. So waarvanaf het Susan haar eienskappe gekry? Take a lot. Huisgenoot. Nee. Jy sien hy eienskappe. Routine, dissipline, netjies, gebalanseerdheid, humor, liefde, musiek, regverdigheid, versorg, omgee, liefde, dien, bla bla bla, alles kom net van God af. Kom net van God af. Jy moet iets kry om dit uit te gee. Ek moet suurstof inasem om koolstof uit te skry. Ek moet kennis inneem om kennis uit te gee. En dit, my broer en my suster, is wysheid. Dit is wat wysheid is. Wil jy deur hierdie lewe gaan? Hoor die lewe daar buite is nie mekaar. Ek werk met die stikkende mense in die lewe. Ek werk met die grobbe diamante, met counseling. Ek werk baie met die dood. Ek werk met mense wat wil selfmoord pleeg. Ek lys gaan aan. En as dit op sekere punte kon, dan sê ek vir hulle, ek wil vir jou raad gee wat vir Peer Miller gewerk het. Ek was ook 'n trots mens in my lewe. Ek het besighede gehad, en ek het gedink as ek die chequeboek, daai het die chequeboeke gehad. As die chequeboeke gedra, dan was jy net die ou. Nee. En wie wat, die Here het my deur 'n woestyntyd teruggevat. En ek vertel vir jou getuienis. Hy het alles van my weggevat. Alles, vrou, kinders, huise, besighede, alles. Alles. Toe sê ek vir hom, hoekom doen jy dit? Toe sê ek my, Peer, jy kan nie bid dien as jy nie leer om te dien nie. En ek moes eers leer om te dien voordat ek kon bedien wat ek vandag doen. En soos ek verslaaf was aan alkohol en 'n klomp ander goed, vandag is ek verslaaf aan dien. Ek kan nie by 'n stikkende mens verbystap nie. Ek kan nie by 'n seer mens, as iemand my WhatsApp stuur, ek kan nie, ek moet terug antwoord, of ek moet bel. As iemand in die nood is, dan moet ek gaan groceries afleef. Ek moet dit doen. Dis deel van my mens, dis deel van my karakter. Ek, so verslaaf ek was in 'n koue bier op 'n warm dag, soos ek nou verslaaf aan dien, en daar's geen verslawing wat by kom nie. Geen. So, as jy vandag iets hier wil wegvat, ek kan vir jou lank besig wees, ek gaan nie 'n baie lang storie maak nie. As jy iets hier wil wegvat vandag, dan sê die Here vir jou net een ding. Wil jy okay wees op hierdie lewensreis?
wil jy dit vir jouself maklik maak. Die wêreld sê vir jou, nee man, hierdie is die ding om te jag. Hierdie, gaan hier volgens die bediening jag. Wat sê God vir jou? Wat sê God vir my en vir jou? Wat moet jy doen? Toe my gaan niemand bel nie. Ek wil net vir julle iets demonstreer. God sê vir jou, gaan wees dit. Gaan wees die lig. Gaan dien ander. Gaan sê vir die persoon, jammer, dat jy seer gemaak het. Gaan was die voete van die ou van wie jy die minste hou. As jy sê jy is 'n Christen, dan tree jy mas op soos Christus, dan nie. Jesus het voete gewas. Is dit vir jou onmoontlik? Pierre, wanneer moes ek leer? Kom ek vertel vir jou iets. Hier is nou nie klein kinders nie. My vrou het in die huwelik uitgestap in 2010 met 'n ander vrou. Met my kinders. Ek moes vergewe het. Not easy. Not easy. Weet jy wat doen dit aan jou manlike ego? Dit breek vir jou af tot onder die fondasie van 'n plek. En ek moes vryspreek. En dis nie dat ek iets het teen sulke mense nie. Ek is lief vir almal mense. Ek is nie 'n ou wat kieskeurig is en voorkeur gee nie. Nee, ek is lief vir almal. Maar ek moes ek mense vergewe en hulle vrygespreek het. Dink jy dit is maklik? Maar vandag help ek dieselfde mense wat my seer gemaak het om goeders uit te sorteer by 'n huis en goeders wat hulle wil oorsee gaan. Ek help dieselfde mense wat my uit mekaar het gepluk het. Dit is wysheid. Dis liefde. Dis liefde. Susan, sommer net Konrad gekyk. Julle gekyk. As ek na julle maniere kyk, die manier wat jy nou weer met my kontak gemaak het en die keer toe ek jou nou met die trou, julle straal vir my hierdie menslikheid uit, en toe ek die dag by julle was ook, en ek en Amanda praat net oor van, my tipe mens is nie plastiek nie. Ek hou nie van plastiek mense nie. Ek hou van mense wat, luister, wie is so self man, want ek is myself. Ek is nie 'n ou vir hierdie tierlantjies en sulke, that's not me. Maar weet jy wat, my hart sit op die regte plek. My hart sit op die regte plek. My hart het eers hier gesit, en toe skuif God hom, hiernatoe, dat hy hiermee in lyn kom. En vandat ek dit gedoen het, as mense my kwaad maak, ek spreek hulle onmiddellik vry, onmiddellik. Ek sê nie gaan drink tee saam met die ou nie. Waar gaan ek die taxi driver kry met my vanoggend omgekrap het en voortrekke weg? Nee, hy is weg. Hy sit nog aan sy bier en drink en as jou bloeddruk nog steeds 180 oor 140. Vir wat? Ek spreek hom vry. Ek sê, Here, sien daai man. Laat hy nie ander mense van ongeluk nie. Bless him. Maak jy godinkies voor sy oë op, dat hy vir u kan ken. Here, asseblief, ek vergewe hom. Red sy kosbare siel. Dis wat ek doen. Drink die tee saam met hulle. Dis wat God van ons verwag. So wil jy okay wees. Gaan dien. Elke keer wat jy na Susan se foto kyk, of dink aan Susan, wil ek vir jou vra, hoekom gaan jy nie oor tot 'n daad dan nie? En dink, wat het Pierre die dag daar gesê? Miskien moet ek vir daai ene vandag 'n WhatsApp stuur. Miskien moet ek vir hierdie ene sê, hey, is jy okay? Miskien moet ek vir daai ene net 'n drukkie gaan gee. Weet jy, 'n drukkie is baie keer baie meer werd as woorde. En vir iemand vra, luister, hoe gaan dit? Is jy okay? Ek dink sommer nou aan jou. Net vir jou sê, ek is lief vir jou. Die dood, hier is 'n voorbeeld, is net so. Hy sê altyd 'n wit vlag nie. Hy kom ewe skielik. Partykeer is mense op 'n lang siekbed, dan verwag jy, maar hierdie was baie vinnig geweest. Ek dink dit is vir ons 'n voorbeeld. Lewe elke dag voluit. Hardloop langs die see, druk 'n yskriem in iemand se gesig. Geniet die lewe. Daar's so baie lekker goed. Is die bares die plekke? I've been there. Ek het niks uitgekry nie. So ons het my tong om my verhemelte vasgesit as ek sal niks uitgekry nie. Ek het joy op ander plekke gaan soek. Ek kon dit nêrens kry nie. Wie wat ek joy gekry? Dien. En ek het die een begin ken
wat dien vir my gegee het, en vir my geleer het daaroor. En God het vandag vir jou 'n crash course gegee. En sorry dat jy heeltyd na my eentonige stem moet luister, maar dis vir die Here vandag vir jou sê. Ek wil afsluit. Jy's op 'n reis. Kan môre eindig. Jy gaan op hierdie reis, gaan jou kar papiel kry, jy gaan by onsmaaklike restaurante eet, jy gaan lekker mense ontmoet, jy gaan lekker braai by mense, jy gaan van hê. Al hierdie lekker goeders, maar daar gaan ook moeilike tye kom. Die Bybel sê dit vir jou. Daar het ek dit vir jou gelees. Ons is elke dag maar in 'n stryd. In 1995 skeer ek my kruisligamente van my knie af. En hulle sê vir my, daar's nou nie 'n manier nie, ek moet hulle nog my nuwe ligamente in my knie inbou. En ek sê, nee, oké, dan is dit seker maar so, nou gaan ek na Stellenbosch Hospitaal toe. En daar's nou 'n chirurg, ortopeed wat my knie nou gaan opereer. En ek word wakker daarna, maar ouens, ek het pyn. Dis regtig waar 'n brandsteekpyn, dis ontsettende pyn. En ek het 'n redelike pyndrampel. En hulle gee my die ene inspekteur op die ander in, maar oké, daarna het ek beter geraak. En dus ek op fisio en ek het alles oké gewees en die knie het herstel. En in 2002, toe snap hierdie selfde ligament weer. Waaraan koppel ek dit? Pyn. Weer pyn. Ek het net gesê, ek gaan nie meer. Ek gaan nie meer. Soos ek ongelukkige Christen, sê ek, Here, never again. Nou hoor ek van die ou in Panorama, en ek gaan na hom toe, ek sê vir hom, luister, wat is jou prognose, wat sê jy? Hy sê vir my wel, jou voorste skeen, wat jou skeen af, daai stuk is reeds uitgehaal, so ek gaan nou maar net 'n hamstring vat, en dan bou ek vir jou ligament oor. Ek sê vir my, ek kan nie weet hoe jy dit doen nie, ek wil weet van die pyn. Hy sê vir my, man Peer, hy sê die medisyne het al redelik 'n bietjie gevorder van dat jy die laaste hier was, of in 'n hospitaal was met knieoperasie. Hy sê, voor jy uit teater uitkom, dan spuit ons vir jou 'n bietjie morfine. Ek sê vir hom wel, ek sal seker maar jou woord moet vat, want met die raai pyn gaan ek nie weet nie. Ouens, ek word in 'n herstelkamer wakker, maar ek is lief vir almal. Ek is verlief op almal. Ek weet nie wie van julle al morfine gehad het nie, maar jy's op 'n ander planeet. Jy float eintlik daar rond, jy lê nie in 'n bed nie. Ek groet almal of dit nou man of vrou is. Ek groet almal. Ek dink ek het hier op 'n kol met 'n gassilinder langs my opgepraat, maar ek is regtig maar op 'n lekker trip. Nou is hulle met my in die gang af op pad kamer toe. Ek groet almal en ek kan nie verstaan dat die mense vir my lag nie. Jy weet, ek is net myself volgens my. En ek sit nou so 'n tyd terug. Een oggend daar. Ek sê, Here, ek sit in my sitkamer, ek sê ek het 15 jaar laaste vakansie gehad. Ek is moeg. Ek is opgewerk. Ek sê hierdie druk van die counseling en mense se probleme, ek sê, is nie, ek kom nie by alles uit nie, ek is morbid, ek is sommer lus en maak 'n einde aan alles. Die Heer sê vir my, Peer, onthou jy jou morfine episode in 2003? Ek sê, Here, ja, ek sal dit nooit vergeet nie, dit was een van die wonderlikste gevoelens wat ek in my lewe gehad het. Hy sê, ek wil vandag vir jou iets sê. Ek verstaan waar jy is, ek verstaan hoe jy voel, ek het jou gemaak, ek weet hoe jy dink, ek weet hoe jy voel, ek ken elke liewe dingetjie, molekuul in jou lewe ken ek. Hy sê, as jy jou morfine episode van daai gevoel wat jy gehad het, en jy maal dit met 'n paar miljoen keer, nou luister mooi, en jy maal daai gevoel met 'n paar miljoen keer, dan gaan jy nog nie by die gevoel uitkom, wat jy eendag gaan beleef as jy by die poorte van my koninkryk stap nie. So luister ouens, kom ons gun vir Susan, haar hemelse morfine. Sy's by haar Skepper. Daar waar sy is daar nie IDT nie. Daar's nie SARS nie en daar's ook nie binnelandse sake nie. Daar's net joy, laughter, vrede, vir altyd en vir altyd en vir altyd. Wat is die ewigheid? Ek het so mooi eendag 'n ou gehoor, hy het gesê, as 'n swalkie elke dag vlieg na Tafelberg toe, en hy maak hy sluit sy bek net so een keer op Tafelberg, en hy vlieg weer weg, en hy kom die volgende dag weer, en hy doen dit aanhoudend. En Tafelberg is die dag plat gesluit, dan het die ewigheid eers begin. Waar wil jy die ewigheid deurbring?
Dis my vraag aan jou. Ken die persoon wat die ewigheid in sy hand hou. Wil jy jou hemelse morfine hê? Ek weet nie, miskien praat die Here vandag met jou. Miskien praat die Here vandag met jou. Gaan dien ander mense en jy sal sien hoe God jou verander, jou omstandighede en jou hele karakter. Vir die Here met sy sang bedoel het. Kom ons onthou die mooiste sang, die dienaar, die Martha. En by the way, die Here het ook vir Martha gesê, Martha, 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 Martha. Hoekom gaan jy so aan? En ek glo, so sal dit ook sulke tye gehad. Maar wie wat? Ek het dit ook. Amen. Ek dink ek het ook genoeg gepraat. Ek vind die mense wat rondskei, so ek wil nie meer langer besig doen. Ek hou van die goeders wat 'n man het genoem het. Sy was minister van opvoeding, minister van polisie, minister van finansies, minister van mawees. Dis Susan sê. Okay. Maar dan as jy kyk, kan jy kos op wat kom sê. Ons luister graag. Baie dankie vir almal wat vandag gekom het. Dit beteken vir my ma verskriklik baie. Dankie vir die baie goeie mense wat regtig baie. Ek sou dit anders moet word. Ek weet dit is baie spesiaal. Ek gaan van die kopie uit. Baie dankie sê vir almal wat vir ons familie 'n boodskap gestuur het, wat vir ons bemoedig het, wat liefde gewys het. Dit regtig baie vir ons as 'n familie beteken. Dit is nie maklik om jou ma te verloor nie. Jy sluk maar swaar en jy weet, sy is op 'n beter plek. En ek dink dit is, sy wil nie hê ons moet huil nie. Sy wil hê ons moet aangaan en ons moet gelukkig wees en ons moet al die herinneringe wat ons het van haar moet ons onthou. So wat ek graag wil doen is ek wil net 2 boodskapies lees. Diegene wat nie hier kon wees nie het om verskoning gevra. Onder andere my man Liam en Bianca. Sy het ook nie, hulle kon weens logistieke redes nie kon hulle gekom het nie. Dit is ongelukkig nie so maklik om net in jou paspoort en op 'n vliegtuig te klim nie. So ek wil my ma se susters en Tannie Isie het vir haar 'n boodskapie gelos op my WhatsApp, wil dit graag lees. Sy het gesê, Susie, jy moet lekker rus by Jesus. Ons gaan jou verskriklik mis, maar ons weet jy is veilig in jou hemelhuis. Sien jou weer ons suster, die pad van seer gaan moeilik wees, maar wees vorentoe, gaan moeilik wees, vorentoe, maar ons gaan jou die rus. Lief jou Susan, dis nie vaarwel nie, maar net tot ons mekaar weer sien. Van jou susters en jou broer. Baie dankie Tannie Isie. Dan het Bianca vir haar ouma 'n brief geskryf. Is 'n bietjie lank, ek gaan probeer vinnig lees. Dit gaan oor baie kos, so ek dink ouma het hulle mos maar altyd baie gevoer, of my kind is honger. Okay, so laat ek begin. My liewe ouma, om iemand soos ouma in die lewe te hê, is 'n seën wat woorde nie kan vasvang nie. Ouma was meer as net 'n ouma. Ouma was liefde in sy mooiste vorm. 'n Sagte hand, 'n warm glimlag, 'n stem vol geduld en 'n hart wat onvoorwaardelik liefgehad het, sonder om ooit iets terug te verwag. Ouma se liefde het nooit 'n einde geken nie. Dit was altyd daar, stil, konstant en sterk. Waar ek ook al in my lewe was, ouma se liefde het my altyd gevolg, soos 'n liggie wat nooit uitgedoof het nie. Ouma was vir my stabiliteit. In 'n wêreld vol veranderinge het ouma altyd dinge dieselfde gehou. Daar was sekere dinge wat ek altyd kon verwag. Die gevoel van ouma se huis, die reuk van kos wat stadig op die stoof kook, die laggies wat in die gang weer klink en natuurlik die pakkies paaseiers wat ouma elke jaar gegee het sonder versuim. Daardie klein tradisies het my altyd laat voel ek hoort elders.
Ek onthou hoe ouma altyd stilletjies vir ons geldjie in die hand gedruk het en dan sag gesê het, moenie sê nie. Dis daardie oomblikke wat wys wie ouma was. Altyd gee, altyd dink aan ander en vol liefde. By ouma het ek altyd verlig, veilig gevoel. Haar huis was nie net mure nie, dit was 'n tuiste gevul met warmte, kos, lag en liefde. Ouma was huis, ouma was rus. Ek gaan ouma se chaffles en vetkoeke baie verlang en daardie ou goofy lag wat altyd almal aan die lag gekry het. Ek gaan die reuk van kokos mis wat altyd in die kombuis gehang het en hoe ons saam gesit en Grease gekyk het. Net ek en ouma, deel van ons eie klein wêreld, vol lag en gesels. Ek wens ek kon net een keer daar wees, nog een keer langs ouma sit. Nog een keer. Nog een keer haar hand vasdruk. Ek wens ek kon nog 'n drukkie kry. Nog 'n soen en net weer vir ouma sê hoe lief ek jou het. Ekskuus. Ek sal nooit vergeet hoe ouma altyd my koshuissakkies met soveel sorg gepak het nie. Elke item van shampoo tot klein goedjies wat ek nie eers geweet het ek gaan nodig het nie. Dis wie ouma was, altyd vooruitgedink, altyd seker gemaak almal is reg en versorg. Ek onthou die aande toe ek klein was en by ouma oorgeslaap het. Ouma het altyd die een storie vertel van Rooikappie en die wolf. Elke keer as ouma die wolf se stem gedoen het, het ons geskit van die lag. En dis daardie herinneringe wat vir altyd in my hart sal bly. Ouma het my nie net gehelp grootmaak nie, ouma het my gevorm. Soveel van wie ek vandag is, kom van ouma af. Ek hoor nog haar stem wanneer ek raad nodig het. Ek sien haar in die manier hoe ek ander probeer help. Ek voel haar liefde in die manier waarop ek lief het. Ouma het my geleer van geduld, sagtheid en hoe belangrik dit is om altyd vir ander mense om te gee. Ek hoop dat ouma vandag trots is op my. Dat sy weet hoe diep ek haar lief het en hoe groot haar invloed op my lewe was. Daar sal nooit weer iemand soos ouma wees nie. Ouma was uniek, vol wysheid, liefde en sagtheid. Dankie ouma vir elke glimlag, elke drukkie, elke storie, elke bord kos en elke gebed. Dankie dat ouma my grootgemaak het met liefde, met raad en met weer eens soveel liefde. Dankie vir wie ouma was. Daar was nie een van jou soort. Ek sal altyd vir ouma mis, maar ek sal haar altyd in my hart dra. Ek is lief vir ouma vir altyd. Bianca. So ek weet ook dat tussen Jason en Lionel, hulle is baie lief vir hulle ouma en hulle dra hulle eie herinneringe. Ek weet nie of julle ietsie wil graag praat het oor ouma nie, maar dis okay as julle nie wil nie. Ek is net so bang ek mis iets. Ons gaan wel die voorstukkie van die kus oopmaak vir diegene wat vir ouma wil groet. Ek weet dit is nie lekker nie en dit is nie hoe ons dit wil sien nie, maar ek het gedink die wat nie wil nie hoef nie. Maar julle is welkom om vir ouma te groet. Ek weet nie of ek nog iets mis nie. Dankie vir Afpop. Hulle was regtig tops. Al die mense wat in my ma se lewe was, is hier en julle het baie vir haar beteken. Ek is seker of ek nou nog iets mis nie, maar ek gaan dit nou maar daar laat, né? En dan kan ons Rykie Liam. Het ek nie Liam gesê nie. Ja, hy is ook bitter jammer dat hy nie hier kan wees nie. Dit is maar soveel logistieke redes dat dit is net van 'n paspoort vat en op 'n vliegtuig klim nie. Dit is baie meer ingewikkelder as dit en hulle harte is baie seer, maar ons het probeer livestreaming kry. Ek hoop ons het hom dat hulle dit kan sien en 'n deel was hiervan. So ek sal dan vra dat ons so rykie vir rykie privaatheid gee, dan kan ons vir ouma groet en as ons daar klaar is, dan kan ons ietsie gaan eet. That's it. Baie dankie julle vir almal. So,
Ek dink dit is die familie, ja, die familie is te gaan. Maar ek dink, laat ons net gou ons oor toe maak. Ek wil net amper net gou 'n slotgebed doen. Dit is net goed totsiens. Vader God, dankie vir hierdie voorreg wat hierdie vrou in ons almal se lewens beteken het. Dankie dat dat U met ons gedeel het. Vader, ek vra dat U vandag die trane sal afdroog, dat U spesiaal sal wees met Konrad, met Amanda, Konrad Junior en die kleinkinders, en dat U vir altyd sal seën en net hulle rustigheid sal gee. En dankie dat ons vandag iets kon geleer het van U af. U is altyd so awesome as dit kom by teachings, en dat ons vandag hierdie saadjie vat wat U geplant het in ons hart, en dat ons iets daarvan gaan doen. Dit is my begeerte. Seën elke persoon wat U is, en seën die wat treur in Jesus naam. Amen. Geniet môre die rugby, ry veilig huis toe. God seën. Okay, Konrad, jy kom eers te beweeg. Jy is welkom om een van die rekkers se kursies of blommetjies te vat en dit wel te sit. So jy kan 'n blommetjie uithaal. Ek kan 'n blommetjie uithaal as jy wil. Ja, ek kan nie. Speel blommetjie. Die ander kan maar begin rye vorm saam met hulle en dan soos hy gesê het, elkeen vat sommer 'n blommetjie daar uit. Ons het nie roosblare en sulke dinge nie, dan vat sommer 'n blommetjie die ryker uit en dan kan jy dit as jy voel daar sommer insit, hoor.
I saw a red bird flying high out of a sunset sky. I saw a sunflower growing wild on that old roadside. Clear as a lighthouse beacon, I could see that you're not that far away. Far away. When I need you, you'll be right outside my window. I feel your arms around me when the wind blows. I still think you left too soon, but I'm thankful for your time. 'Cause heaven's lucky to have you, so was I. I wish I could call you up when I mess up one of Grandma's recipes. I wish we could catch up on life and such and hear you laughing at me. But today I found a picture, saw that smile upon your face. I knew everything would be okay. When I need you, you'll be right outside my window. I feel your arms around me when the wind blows. I still think you left too soon, but I'm thankful for your time. 'Cause heaven's lucky to have you, so was I. So was I. And I hope I make you proud while you're up there looking down on me from the best seat in the house. When I need you, you'll be right outside my window. I feel your arms around me when the wind blows. I still think you left too soon, but I'm thankful for your time. 'Cause heaven's lucky to have you. God knows how much I miss you. Heaven's lucky to have you. So was I. So was I.